ons het 'n dankbaarheid wat ons nie in menslike woorde kan beskryf nie, vir die voorreg wat ons het, om U te kan ken. Here, maar seker nog meer as dit is, dat U ons ken. Dat ons vanmôre kan sê, ons is by die naam geroep, ons is U sin. Dat ons die moeite werd was vir U om te sterf, vir ons, sodat ons vanmôre lewe en lewe in oorvloed kan hê, dat ons vanmôre kan erken en bely, dat U is God en U is koning, dat ons vanmôre kan erken en bely, dat U se waarmaker van U woord is waar, U woord is amen. Here, U is vanmôre die groot ek is, Heku Aimi, ek is, en vanmôre is dit my gebed, Here, help ons om te besef, net om vir 'n oomblik te besef in die menslike hoedanigheid, wie is U? Hoe groot is U? Hoe wonderbaar is U? Here, ons aanbid U. We came to worship You. Lord, we just want to glorify Your name. We just want to worship You, Lord. Because when honor goes up, blessings comes down. Is my gebed vanmôre, word nou verheerlik. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen en amen. Praise the Lord. U kan die sitplek neem. Amen. Prys sy soete naam, prys sy naam. Prys sy soete naam. Vanmôre is dit lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Het u vanmôre 'n verwagting? Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, as jy nie 'n verwagting het nie, gaan jy nie iets kan ontvang nie. Die gees van die Here is so gentleman, dat hy forceer hom nie vanmôre in jou lewe, in jou hart, in jou omstandighede in nie. Hy staan en hy klop. En hy kyk wie maak vir hom oop, sodat hy kan ingaan. En vanmôre, wanneer ek 'n verwagting het, dan verwag ek. Jy weet mos nou al, ons bly daar Monte Cristo nou, gelukkig, as iemand ons toe kom, dan bel die sekuriteit my eers. Nou as die sekuriteit my bel, dan weet ek ook, na so 2 minute of so, of 3 minute, afhangende wie dit is, dan is hulle by ons deur. En dan, wanneer ek nou reeds daai oproep gekry, dan weet ek is nou te wagte, ergens gaan die deur geklop word. Want van hulle klop so sag, ek weet nie of dit op mute is nie, maar hulle klop so saggies. Van hulle slaan ook asof hulle die deur wil breek. Maar, omdat ek het te wagte is, wanneer die geklop daar is, dan gee ek antwoord. En ek maak oop, en ek ontvang dit wat vir my gebring word. En ek wil hê jy moet vanmôre dit weet, want die gees van God staan vanmôre, en hy klop by u en my deur. Gaan jy oopmaak, of gaan jy dit dalk nie hoor nie, want jy sit dalk nie te wagte nie. Dit is nie deel van my boodskap nie, maar dit is opdrag van die gees, wat ek het vanmôre met u deel. Ek het vanmôre 'n woord wat ek met u gaan deel, 'n woord wat die Here my gegee het, met die tema, net nog bietjie vasbyt. Amen. Sê vir een langs jou, nog so bietjie vasbyt. Nog so bietjie vasbyt. Ja, met vasbyt soos 'n bosluis op 'n hond. Ons is daar in Palaborwa, nou hier by ons, of waar ek groot geword het, Pretoria, en die wêreld ken ek nou maar jou grys en jou rooi bosluisies. Mense, daar is ook 'n swart en geel is. Hy ding byt so vas, halfte van die lyf is binne in die hond. Ek vang by geleentheid 'n tang, ek wil die ding uittrek, want hy kan nie so die arme hond byt nie. Ek kry hom nie uitgetrek nie. Die tang breek amper my bosluis sit. Ek dog, ons moet so vas so aan die Here. Amen. Ek wil graag met u deel, 'n skrifgedeelte, Galasiërs 6 vers 9, welbekende gedeelte in die woord van die Here, en dan gaan ek vir 'n video wys. Hierdie is 'n lekker kerk, ons kyk video's, ons kyk fliek in die kerk. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Amen. Want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons kan opgee.
Ag, wees maar 'n bietjie moeg. Ek sê mos baie van ons jonges is so, hulle is baie fliks, hulle raak net gou moeg. As ons nie moeg word nie, ons moet deurdruk, ons moet nie verslap nie. Nou, ek wil graag vanmôre met u deel, na aanleiding van 'n videoetjie wat ek gekry het met my swaartjie, en dit is nogal vir my baie snaaks. Ek het dit nogal baie geniet, maar terwyl ek dit kyk, toe begin die Here met my praat, en die Here was met my tyd en tye besig, en ek wil graag vir julle net so vinnig hierdie videoetjie wys. Gaan julle hom vir ons kan opsit? Kyk al lekker baie water. Hy het dit nie verwag nie. Amen, baie dankie. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, die Here gaan met my praat, terwyl ons ook in 'n tyd is dat ek sien Mossel Bay sê hulle is oor die 200, amper 250 milliliter onder ons water reënval vir die jaar wat ons reeds moes gewees het. En ek besef hoe droog dit is as jy Karoo se kant toe gaan. En ek wil vir julle sê, baie van ons beleef ook droogte in ons lewens. Baie van ons is op 'n plek vanmôre wat jy 'n droogte, of dit in jou tydelike lewe is, of dit in jou geestelike lewe is, of dit in jou huwelik is, jy's besig om 'n droogte tyd deur te gaan, en jy weet nie wat om te maak nie. En die Here sê vir my, gaan sê vir my volk, hulle moet so bietjie dieper delf. As jy daar in die Karoo kyk, mense, dis droog. Dis so droog, ek sê nou vir jou, dis net stof. As jy so kyk daarso, as daai klein kalfie so aan daai bees drink, is dit poeiermelk. Dis droog. Dis droog, droog, droog. So droog soos wat jou mond is, as ek skielik vir jou sê jy moet bid. Is so droog. Maar dan moet jy net bietjie dieper delf. Want in daai droogte wat ons sien, en jy sien maar niks groei nie, daar's nie grasse nie, want dis droog. As jy begin deurboor, deur daardie kors, en jy begin deur daardie klippe gaan, en jy delf dieper en dieper, is daar 'n onmeetbare skat wat daar binne lê. En terwyl hulle boor, en baie van hierdie boorgate is juist daar in Oudtshoorn omgewing en Karoo omgewing geboor, terwyl hulle so boor, dan kom jy op 'n plek wat jy hoop het iets moet gebeur, en ek wil vir jou sê, die eienaar hoop ook maar iets gebeur, want jy betaal per meter, en jy boor, en daar kom partykeer net mooi niks behalwe stof nie. Droë grond. Maar dan kom daar 'n tyd, wat daardie droë grond verander na klammerige grond. Dan gee dit so 'n bietjie hoop, hoor. Dan begin jy sien, hey, hier's iets besig om te gebeur, ons is besig om by watertafel uit te kom, want skielik kom die klammerige grond uit. En dan nog so 'n bietjie aan, dan sien jy, hoorie, maar dis nou nie net klamgrond nie, dis nou modderwater. Hier kom nou modderwater uit. Dan dink jy eers, is dit nou al? Is dit nou waarvoor ons gewag het? Hierdie vuil water, hoe gaan ons dit dink? Kinders vra, hoe gaan ons hierdie goed drink? Jy het gesien hoe lyk daai man toe hy daar klaar is? Dink, hoorie, maar wat? Hier kom net modderwater uit. Die modderwater kom. Lyk goed vir 'n dam en 'n rivier, maar wat van ons? Maar nie lank nie, dan tref jy daardie aar. Glory to God. And then it's a joy unspeakable and full of glory. Fonteine van lewende water, halleluja. Want die Here het dit beloof vir elke een wat hom liefhet, sê amen. En ek wil vanmôre met u praat oor hierdie, wat jy bietjie dieper moet delf en moet vasbyt, sodat jy by 'n goeie tyd in jou lewe kan kom. Ons sit met hierdie probleem dat mense sien hierdie droë grond, dan sien hy, ek weet nie, want hier's geen hoop nie. Hier's niks hoop nie. Dan kry jy die klamgrond. Is nog niks wat dit vir my regtig doen nie. Het gee my dalk hoop dat ek kan begin ietsie doen. Dan kry jy die modder en dan kry jy suiwer water. God werk met ons in ons lewens soos met hierdie boorgat. Jy kom op 'n plek
wat dit vir jou droog kan wees en jy sien net nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Jy sien nie, want dit voel of niks groei daar nie. Jy kan nie bokke aanhou nie, want daar's nie veiding nie. Jy kan niks doen nie. Het voel of jou geld inkom van die einde van die maand tot die einde van die aand. Klaar, weg is dit. Voel dit so vir. Is daar mense wat bietjie waarheid kan sê, daar so 3 of 4. Die res jok so bietjie. Kom, voel dit so. Waar is jou offergawe sakkies, dan wys ek jou. OK, dit voel vir jou net, dit hou nie niks werkie. Hoe meer ek bid, dit voel of niks vir my wil uitwerk nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n paar fases, en ek gaan hierdie 4 met u bespreek vanmôre so vinnig. Die droë grond is 'n tyd van toetsing. Die droë grond is daai oomblik wat ek voel, my gebede is leeg, is hier teen die plafon vas, soos ons dit altyd sê. My drome lyk leeg en ver. God se stem is heeltemal stil. Pastoor, jy moet maar vir my bid, want ek hoor nou niks. As ek skrif vra, dan kom ek en hy is die seun van hom, en die seun van hom, en die seun van hom. En as ek dan weer skrif vra, want ek is in 'n groot toestand, dan kry ek, en hulle was 395, en sy nageslag was 222, en hy was die seun van hom, en die seun van hom. En hulle het God nie behaag nie. Het jy dit al gekry? Onlangs. Dis daai droë grond, wanneer God ons wortels versterk. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. God toets ons nie om ons te breek nie. Hy toets ons om ons te bou. Dan kom jy by die tweede fase, daai klammigheid wat jy begin sien, hierdie grond lyk nou 'n bietjie beter as stof. Hier kom 'n klammigheid, dit gee my 'n bietjie hoop, ek het nou 'n verwagting, ek sien iets gebeur, hier's 'n verandering. Hey, kyk almal, hier kom nou darm al bietjie natterige grond, hierdie lyk goed, dit lyk of die lewe is nie net meer droog nie. Jy begin daai klein veranderinge sien. Die deur maak so halfpad oop, nog nie oop nie, net halfpad oop. Jou gebed word so gedeeltelik beantwoord, maar is ook nou nog daar wat jy hoop, okay, gaan dit nou heeltemal gebeur. 'n Woord bring vir jou skielik nuwe hoop. 'n Woord van God. Jy voel hoe daar begin lewe kom, omdat jy 'n bietjie dieper gaan. Al voel jy daar teenstand en is moeilik, voel jy het hoop, daar's 'n teken van lewe. Jy sien dat dit lei na iets toe. Ek wil vir jou sê, wanneer jy voel, jy's dalk op baie plek, jy het nog so 'n bietjie hoop, maar dinge werk nie. Moenie stop nie, jy's naby aan jou deurbraak. Jy's baie naby. As jy op daai derde vlak kom van die modderwater, weet jy wat is dit vir ons? Is daai verwarde tyd. Is 'n verwarringsproses, want jy het dan nou gehoop hier, alles gaan nou net mooi wees. Jy gaan ons nou daar kom, ek is nou die belofte van die Here, alles gaan nou net goed gaan, maar nou, hier kom dan nou net modderwater, kyk hier kluite, ek gaan nie hierdie goed kan drink nie, wat gaan nie aan? Is 'n baie die mekaar proses in ons lewe. Is 'n proses wat ek sê, ek weet nou nie, dinge voel nou vir my nie reg nie. Hoekom is dit vuil? Hoekom is dit nie helder nie? Hoekom is dit nie soos wat ek gedink het in my hart dit gaan wees nie? Hoeveel van ons het 'n skuif gemaak en dit werk nie dadelik vir jou uit soos wat jy hoop nie? Jy's op daai modderwater stadium. Jy sê, Here, maar nou verstaan ek nie lekker nie. Hier's lewe, maar ek weet nie, is nog nie vir my wat ek verwag nie. Die woord van die Here sê mooi. En dit is die tyd wat God daai fontein van jou roeping begin roer. En hy beweeg hom. Die woord van Here sê mooi in Job 23 vers 10. Maar hy weet die weg wat ek gaan. As hy my beproef het, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Hy weet die weg wat ek gaan. As hy my beproef het, sal ek soos goud tevoorskyn kom. En dan moet ek net deur daai verwarde stukkie gaan, net daai
Ek weet nie lekker nou wat aangaan, druk net deur, dan kom jy by die gedeelte wat saak maak. Die suiwer water wat skielik uitborrel, skielik. Dan sien jy, hoorie, maar nou sit anders as wat ek gedink het. Hierdie bietjie modder is nou weg. Ek weet nie wie van julle het al gesien as hulle die waterpype skoonmaak nie, en trek op tydkeer van die grootes trek hulle 'n tyre deur, of ander trek hulle met so kabel met iets deur, wat al die vuilheid deurtrek, en dan kyk jy so, en volgende oomblik, dan kom jy eers ook 'n klomp vuilgoed deur. En volgende oomblik kom maar water deur. Dan raak ek sommer opgewonde. Dit is na daardie gedeelte wat die belofte van God in jou lewe tot vervulling kom. Al die harde werk was die moeite werd, want die lewende water het nou deurgebreek in jou lewe. Jou geloof word suiwer, jou getuienis stroom nou helder. Jy beleef die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dis daar wat daai suiwer water kom. Johannes 7:38 sê, wie in my glo, strome van lewende water sal uit hulle binneste uit vloei. Sê amen. Dis daar waar my geloof vasgehou het. En my geloof het ek nie verloor nie. Ek het vasgehou en dan sien ek, Here, dit is die moeite werd. Amen. Ons het hier aangekom en die dinge het swaar gegaan. Dit was droogte vir ons. Ons het letterlik ook die Karoo gekom, so dit was droog. En hier kom ons en jy hoop dinge wil vir jou werk. En nou kom ons hier by die see, is vol water, maar daai tyd was dit droogte in Mosselbaai. Dan kan jy nie dink hier's droogte, kyk hoeveel water is hier. Dit het vir my niks beteken nog nie. En so kom jy op 'n plek, en volgende oomblik sien jy ook, en hier begin ek in die roeping van God kom. Dan kom hy modderwater, en dink jy, dis wow, maar dis nie so mooi soos almal dink nie. Maar volgende oomblik toe sy volmaakte wil van God is, in sy leiding, toe kom die strome van lewende water uit ons binneste. Toe begin die heerlikheid van die Here geopenbaar word, en ek wil vanmôre vir jou sê, God wil sy heerlikheid in en deur jou openbaar. Jy het gedink, jy's maar net besig, en dinge gaan dalk nie nooit vir jou uitwerk nie, want jy's boor, en jy soek, maar niks werk nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy het dalk al by klam grond uitgekom, jy het dalk by modder uitgekom, maar weet verseker, die lewende water is die volgende stap. Dis die volgende stap, dis die belofte. Halleluja, it's a joy unspeakable and full of glory. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, jy gaan deur daai vlakke van jou lewe gaan. As jy nog nie al was nie, kan jy God dank daarvoor, of jy moet mooi gaan dink. Want ek wil vir jou sê, ek dink ons almal kom op daai stadium wat jy voel, Here, ek weet nie wat nou aangaan nie. Dit voel of niks vir my werk nie. Jy voel eintlik die Here het teen jou gedraai. Het van nie so gevoel? Here, ek het sonde gedoen. U het teen my gedraai. Ek het gesondig, ek het fout gemaak, dis verby, ek weet nou, dinge gaan nie vir my werk nie, ek het seker te groot sonde gedoen. Weet jy wat sê die woord van die Here? Kom ek leer jy mooi. Hy sê, waar daar vergifnis vir sonde is, deur wie kom vergifnis? Jesus Christus, sê saam my, Jesus Christus, jy moet nie wonder, jy moet weet, waar daar vergifnis vir sonde is daar nie meer prys te betaal vir die sonde nie. Amen? Jy hoef nie meer 'n prys te betaal vir jou sonde as jy dit bely het by Jesus Christus nie. Jy hoef nie te wag vir 'n straf wat oor jou moet kom omdat jy fout gemaak het in jou verlede as jy Jesus Christus verskoning gevra het en jou hart uitbely het nie. Sê amen. Ek wil hê jy moet dit weet, daar's te veel kinders van die Here wat wag vir 'n straf wat hom moet tref want hy het 'n fout gemaak. Wie maak nie foute nie? Steek jou hand op. Ek wil sien hoe lyk 'n volmaakte mens. Ons het almal foute. Die woord van die Here sê ons het almal foute, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leenaar. Want ons het almal gesondig. Johannes 1 vers 8, 9, 10, 11. Romeine 3:23 is daai verse wat ons lees, het ons besef, ons het God nodig. Ons besef vanmôre, ons bely opnuut ons afhanklikheid teenoor die Here. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy voel of jy vir altyd net in 'n swaar tyd moet wees. Party mense sê vir my, vandat jy die dag die Here begin dien het, gaan dit net swaar met jou. Ek wil vir jou sê, as dit droogte is in jou lewe, is dit tyd om te begin dieper delf. As dit droogte is vandag in jou lewe, kan jy bo sit en pity party hou, jy kan al jou bure vertel, dit gaan jou niks help nie.
Hulle kan dalk vir jou so 'n bietjie water gee, dalk 'n glas water aanbied of 'n 5 liter water gee, maar dit gaan nie jou probleem oplos nie. Hoeveel van ons het al by mense geheilig, gee hulle jou iets en voel jy ook nog stupid daaroor, want dis nou nie wat ek eintlik probeer sê het nie, maar dis nie jou antwoord nie. Amen? Praat ek met genuine mense, is dit so? Okay, nou voel ek, Here, maar dinge wil nie vir my uitwerk nie. Kom ek sê nou vir jou, delf bietjie dieper. Is tyd om deur daardie grond, deur daai bossies te gaan, waar jy klip tref, en deur daai klip te boor, in die naam van Jesus Christus. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Halleluja, nou begin jy deurdruk. En dan sê, Here, maar ek het nou als ingesit, ek het hier begin dien, ek het begin bid, ek het begin Bybel lees, ek het begin selfs my bydrae lewer by die kerk, of waar ook al ek is, ek het begin om dit te doen, maar dinge, niks werk vir my uit nie. Just keep on keeping on. Nog so rukkie. Hy sê, hoorie maar, okay, het lyk nou of het wil werk. Dit lyk nou hier so 'n bietjie natterigheid. Ons haal asem. Kyk, party ons huil dan eers, want hulle het maar net daai gewoonte. Ons Afrikaans sprekendes, dink ek is die grootste klomp moan mense wat daar is. Dat is 'n baie mooier woord. Regtig, ons huil oor alles. Ja, ek skaam my dood vir ons mense, as ek by die verkeersafdeling, of munisipaliteit, of poskantoor in 'n ry staan, en ek hoor hoe huil ons klomp ou mense. Hoe praat hulle met die mense om hulle, omdat hy heeldag net wil moan en pity party hou. Sies man, stop jou moongheid. Jy stoot almal van jou af weg. Okay, kom ons gaan aan, skies, ek raak passievol oor die goed. Ons wil hê ons land moet verander, dan moet jy verander van binne af. As jy wil hê dinge om jou moet goed gaan, jy moet verander, want weet jy wat, dit het lankal verander, jy het nog nie verander nie. Okay, nou gaan ek en ek delf, en ek sien hier is natterige grond, en ek begin opgewonde raak, want nou het ek hoop, die pastoor het gesê, as ek my 10de gee, gaan die Here my seën. Hy het gesê, as ek getrou gaan wees, gaan die Here vir my voorsien. Nou sien ek, wow, dit lyk so, maar ek moet nog nie opgewonde raak nie, ek wil nog nie vir mense sê nie, maar nou wil hulle leen. Nou dink ek, ja, maar dit gee my hoop. Here, ek gaan aan, dankie dat ek weet, U begin voorsien, U werk kom in, dinge begin vir my in plek val. En volgende oomblik, dan sien jy, hier kom 'n deur, dan kom die modderwater, en hy begin so loop, soos in die videoetjie, hier loop die stroommodder. En dink jy, is dit nou al? Is dit nou al die werk wat ek moes doen vir dit? Moes ek dit alles insit vir dit? Mense maak my seer, skielik sê mense vir my goed wat my teleurstel. Skielik voel ek, hoor jy, is dit die moeite werd? Weet jy wat? Delf net nog bietjie dieper. Dit beteken, jy is op die punt. Jy is op die punt van 'n magtige deurbraak. Glory to God. Wanneer die aanval kom van die vyand, en hulle jou met modder gooi, dis wanneer God vir jou die suiwer water gaan stuur. En daai volgende oomblik, soos jy gesien het daar, onverwags, want anders het hy nie daar gestaan nie. So onverwags op 'n oomblik wat jy dit nie besef nie, wat jy dit nie verwag nie, wanneer jy aangaan, want daai boor het nie opgehou nie. Hy het aangehou, op 'n oomblik wat jy dit nie verwag nie. So sê die Here, sal ek vir jou uitkomste gee. Halleluja, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het gebid, en die aarde het vir 3 jaar, 6 maande nie reën gegee nie, en hy het weer gebid, en die hemel het die waters gegee, en die aarde het sy vrug opgelewe. Ek sê vandag vir die volk van die Here, begin te bid, keep on praying, God will send the water. Halleluja, soek die aangesig van die Here, moenie moeg word nie, die Here sal voorsien. Maar ek wil nou bid, en nou al antwoord hê. Kom, ek sê vir jou, partykeer moet jy bietjie dieper boor as dit. As party plekke wat jy moet dieper gaan as ander, want dit het te lank droog gebly. Jy weet hoe is jou lewe vandag. Vir my die ergste is mense wat vir 40 jaar, 50 jaar God nie ken nie, maar hy dink God moet in 5 minute sy lewe verander. Ek sê vandag vir jou, alles is moontlik by God. Maar ek wil hê jy moet vanmôre weet. Ek wil hê jy moet vanmôre regtig weet. As jy begin te bid en jy soek die aangesig van die Here, sal God vir jou deurkom. Maar jy moet aanhou bid. Jy moet aanhou stry. Ek sê dit baie en ek gaan dit seker nog 'n paar maal sê, want die Here bly dit op my hart lê die laaste tyd. Ek praat dit baie met die kinders.
Dis beter om nie te begin nie, as wat jy begin en nie volhou nie. Dis beter om iets nie te begin nie, as wat jy het half gaan doen. Amen? As iemand vir jou by die huis kom werk, soek jy eerder 'n ou wat afskeepwerk kom doen, en dan dit los, of soek jy ou wat dit eerder voor die tyd vir jou sê, hoorie, ek kan dit nie doen, en kom ons los dit. Maar dan kry jy die ou wat sê, ek gaan dit doen. Christus gaan my help. Ek wil vandag vir jou sê, druk jy net deur. Soek die aangesig van die Here. Daar's 'n ou liedjie wat gesê het, bid deur, jy sal die antwoord kry. Bid maar deur, jy sal die antwoord kry. In Jesus Christus naam, kom ons gee die Here eer. Amen. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, jy's op 'n plek wat jy voel, Here, dinge wil vir my werk, maar dit werk nie. Dit voel net heeltyd of daar, ek gee 1 tree vorentoe, maar dan gee ek 2 terug. Ek voel ek net vorentoe, dan gooi iets my terug. Ek begin net dat dit beter gaan, dan sal iets wat gebeur. As mense wat vir my baie keer sê, dit voel net of ek nie wen nie. Ek het nou net die kar klaar betaal, maar nou breek die kar. Ek het nou net dit klaar betaal, maar nou is die weer aan uitgawe. Ek kom net nie voor nie. Dit klink vir my soos roes, die dief, die springkaan. Klink vir my soos die verderwer wat kom steel. Dit wat daar belofte is in die Bybel wat ek kan toepas. Hy sê, gee jou deel, kyk of ek hulle nie van jou gaan weghou nie. Ek het met 'n jong man 'n belofte gemaak. Hy sal weet wie hy is. Ek hoop hy luister hier boodskap. Toe sê ek vir hom, ek gaan met jou deel aan. Ok, ek gaan dit nou nie met almal doen nie, hoor, asseblief. Maar ek het met hom dit gedoen daai dag, want ek het gevoel die Here lei dit op my hart. 'n Besigheidsman, 'n jong man wat suksesvol wil wees en alles gaan verkeerd. Ek sê vir hom, ek gaan met jou deel vandag aan. So kwaai glo ek in my God wat ek aanbid. Gaan 3 maande. Gee jou 10de vir die werk van die Here. As jy nie by my aanbid nie, gee dit waar jy aanbid. Ek het nie 'n saak nie. Dit gaan nie vir my nie. Dit gaan oor God se werk, maar ek wil jou help. Ek wil jou help om jouself te help. Gee 3 maande jou deel vir God se werk. 3 maande. As die Here nie omstandighede verander het nie, beloof ek vir jou, ek, Jacques Potgieter, ek sit nou op skrif sit, betaal ek jou elke sent terug, met rente. Want my God is nie 'n mens wat hy kan lieg nie. My God is nie 'n mens wat spreek en dit nie waar maak nie. Ek het gesien hoe verander hy mense se finansies. Ek het gesien hoe verander hy mense se lewens. Ek het gesien hoe doen die Here dit. Maar as mense wat vir ewig sukkel, want hulle wil dit nie glo nie. As jy self te die dokter skryf vir jou medikasie voor om jou te help, en jy gaan huil daarna by almal hoe siek jy is, maar jy dink nie op hulle nie. Daar is nie pille vir domheid nie. Ek sê dit nou vir jou reguit. As jy wil hê dit moet goed gaan met jou, moet jy begin luister. Kom ons doen 'n bietjie manifestasie. Sê, Here, vat vanmôre ons oor en maak dit oop. Dat hy nou so 'n klap geluid gee. Van die kinders besop net dat hy nie deurgaan nie. Ek sê vanmôre vir keer voel dit gaan direk deur as ek kyk na die spelling en die wiskunde. Maar okay, wat ek wil sê vir julle vanmôre. Ek dink is hierdie tegnologie wat bietjie die brein laat krimp. Hy maak hom klein. Okay, maar wat ek wil sê, ek vra u vandag, as die Here vir jou die resep gee vir sukses, en jy pas dit nie toe nie, dink jy nie, jy mors die pastoor en die Here se tyd om te gaan huil vir hulp nie. Die Here moet ons help met ons besigheid. Die Here moet help, gee jou deel. Nee, ek gee my deel. Nou, wie se tyd mors jy nou? Ek se diensknegt van die Here, wat beteken, ek promoveer wat die Here sê. Amen. Self die gehuil by 'n speedkop, jy kan nie oor 120 gery kry met jou kar nie. Wat dink jy gaan hy vir jou sê? Luister vanmôre. Ek wil jy moet my mooi hoor. Hoekom ek nou hierdie aspek aanraak rondom veral finansiëel, is omdat dis een van die goed waaroor die kinders van die Here die mees styl.
Hulle huil heeldag oor hulle finansies, maar jy gee dit nie vir God nie. Wat wil jy jou gees vir God gee wat meer belangrik is as al die geld in die wêreld, maar jy vertrou hom nie met jou finansies nie? Wat wil jy jou huwelik vir God gee, maar jy vertrou nie met jou finansies nie? Amen? Vertrou met alles. God is God of all or not God at all. So vertrou met alles. Maar vandag sê ek vir jou in jou geestelike lewe, en ek gaan sluit nou met dit. In jou geestelike lewe is dit baie keer tyd om te sê, ek gaan hierdie droogte breek, ek kan nie. Ek kan nie net wag vir die reën wat nie wil kom nie. Ek gaan bietjie dieper delf en van my kant af iets doen. Want God seën 'n poging, God seën nie niks nie. God seën dit wat ek probeer doen. As hulle net almal moes wag vir reën elke keer, wil ek vir jou sê, baie boere dit lankal nie gemaak nie. Maar dan moet jy begin boor, dan moet jy begin dieper delf. Ek wil vandag vir julle sê, kinders van die Here, kerk van God, dis tyd, in die tyd waarin ons vandag leef, dat ons moet dieper delf, sodat ons kan hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. As jy sy stem wil hoor, moet jy dieper delf. Nie lank nie, sal jy sien, maar hier begin dit so bietjie kom. Nou begin die woord oopmaak. Bietjie verder en sê, hoorie man, nou begin ek goed hoor. Is bietjie die mekaar en dan vat ek dalk mis, maar ek begin beter hoor. En nie ver nie, dan begin die gawe ten volle deur jou lewe manifesteer en funksioneer en jy hoor suiwer God se stem. Elke faset in jou lewe gaan so werk. Is 'n proses van byt net bietjie vas. Net nog bietjie vasbyt, moenie nou opgee nie. Ons begin baie, ek sê die hartseer ding is, en dit is statistiek, dat die meeste bekeerlinge hou net van Sondag tot Maandag. Dis 'n feit, is bewys. Meeste bekeerlinge hou van Sondag tot die Maandag. Ek dank God vir baie ouens wat gebly het, wat vasgehou het. Amen. Is dit die moeite werd? Waai so bietjie. Is dit die moeite werd om vas te byt? You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. Daar's vir my niks anders nie. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Halleluja. Ja. Die rede van dit is, en dis hoekom ek baie keer 'n probleem het dat op begrafnisse wil die ouens nou baie hartseer bekeringspreke preek. Kom ek sê vir jou, as ons aan die huil is met tissues, dan gaan ons maklik snaakse besluite neem. Want ons is emosioneel. Emosionele staat is 'n vleeslike staat. Is dit so? Ons is vlees en gees. So as ek emosioneel is my vlees emosioneel. En nou gee ek vinnig aandag aan dit en ons huil nou lekker en ons gaan nou baie groot trane huil. Ek is sommer jammer vir alles wat jy vir almal gedoen het nou, want dit is nou baie hartseer. Ek sê nou vir jou, jy sal nie glo hoe jammer is 'n man wat uitgevang word, hy maak droog nie. Hy's verskriklik jammer, hy bely sommer alles uit in sy lewe, omdat hy uitgevang is. As dit opreg was, het hy dit gedoen voordat hy uitgevang is. Okay, kom ons gaan aan. Nou is hy uitgevang. Ek gaan nou die Here dien. Alles verander nou mooi. Ag Jesus, hierdie ou is op pad. Hy gaan die volgende Paulus wees. Alles is so mooi. Jo, pastoor. Hey, wat vir jou sê ek lees daai Bybel van my nou. Daai bladsy is sukkel om by te hou. Hey, ek sê nou vir jou ek bid so. Ek klink soos Daniel. Ek vra hom 'n week daarna, hoe gaan dit? Ja, so 'n bietjie moeiliker. Dit gaan so 'n bietjie moeiliker. Ek kan weer verbeter. 'n Maand later dan sit hy weer in dieselfde toestand. Want dit was 'n emosionele besluit. Dit was nie 'n besluit met oortuiging van die Heilige Gees nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan in die vlees begin om te boor, maar as jy nie in die Gees gaan klaarmaak nie, gaan jy nie klaarmaak nie. Jy kan in die vlees begin met 'n besluit, maar as jy nie in die Gees dit gaan verder vat nie, because like I said, it's not by might nor by power, but by my spirit says the Lord. As jy nie in die Gees gaan klaarmaak nie, gaan jy nie klaarmaak nie. Amen. Ek sê vanmôre negatief nie. Ek is realisties. As die kerk die waarheid meer gaan hoor, gaan dit beter gaan met hulle. By geleentheid so 'n paar jaar terug, en ek gaan nou regtig sluit. So 'n paar jaar terug,
Toe deel ek met jonges, toe wil almal net agter die skool uitgaan. Dis nou graad 10, jongens, toe wil hulle uitgaan. Ons gaan oor see werk. Ek sê, dink jy nou, hulle soek die dom Suid-Afrikaners om daar te gaan werk? Hulle gaan die slimme soek. Jy kan nie dink, jy gaan sommer net uitgaan, want jy hoor 'n storie, almal werk oor see nie. Jy gaan jou deel moet bydra. Dink jy gaan daar sit op jou 9de rugwervel en hulle gaan vir jou goed aandra? Daar werk jy, hoor. Vra die manne wat oor see werk, hulle werk daai kant. Hulle buig. Hulle doen daar wat ons ouens nie hier wil doen nie. Hoor gou vandag wat ek jou sê. Ons soek almal 'n easy way out. Ons almal hoop as 'n pilletjie wat jy drink en dan kan ek my borskas weer invul vir 'n six-pack. Ek wil nou vir jou sê. Ek sê vandag vir jou, luister gou. Daar's nie kits oplossings in die lewe nie. Jy gaan 'n ding moet doen of jy gaan dit moet los. Byt net nog bietjie vas. As jy begin net met dit en jy voel, Here, dit is swaar, ek is moeg, ek kan nie meer nie. Byt net bietjie vas. Sê gou vir een langs jou, byt net nog bietjie vas. Jy kan dit doen. Jy kan dit maak, byt net nog bietjie vas. Ek het gesien as die kinders hardloop by atletiek, as hulle daar voor die paviljoen kom, wat almal vir hulle skreeu. Nou ons skreeu vir hulle en nie op hulle nie. Maar as ons daar vir hulle skreeu. Nee. Kyk, daai man vang nuwe spoed. Hy lyk soos Bolt wat hier afkom. Hier is daai man hardloop en dink jy, boeta jou tekkies na die brand slaan. Hy hardloop, het lyk fantasties. Ek sien hier kom 'n nuwe rekord. Net tot hy verby die paviljoen is, waar hy nie meer ondersteuning het nie, en begin hy draf en lyk hy soos ek. Ek wil vandag vir jou sê, Here sê vanmôre, ek moet u inspireer, ek moet u motiveer, byt vas. Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Die God wat was, is die God wat is die God wat sal wees tot in ewigheid. Ek is gister, vandag en môre dieselfde. Dit wat ek gedoen het, kan ek nog steeds doen. Because I'm more than able. Gee my net 'n kans. Delf net bietjie dieper.